Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier by ons. Ek wil daarom net ons besoekers vanoggend hier by ons en dit is altyd vir my lekker Delmarie waar jy in kan sit. Goeiemôre. En hier is Stefan hulle daarso. Goeiemôre. Hartlik welkom by ons. Ek hoop dat dit vir julle 'n goeie ervaring sal wees. Goed, enigiemand anders vanoggend? Ek spoel so ek sê die doodskoot is dis vakansie. En dis reën weer, en so, ja. So ons is baie minder vanoggend, maar julle is nog steeds allemaal baie hartlik welkom. Goed, ek sien nie iemand van die verjaarsdag hier nie, is daar iemand wat hierdie week verjaar, wat ons kan geluk wens, mamas nie, Smiths nie, Ansels nie. Goed, dit laat ek my so nie, is daar iemand wat van verjaar? Ek het nie eens mense uit tokkies rond te loop vanoggend. Ai. Ek wil net Dominiekies greel. Want dan net, I don't get mad at you.
Ek het dit so mooi verstaan, en kom ek vergeet jou so, wat het jy ons gemaak gee? En that team that would not be named, nee, ja. Goed, versie sisters, so Dominikies, spot ons altyd oor die rugby. En ek het daarom vanoggend sê, my span is wel die enigste span wat gewen het. Dis my net ek dit kan sê. So laat ek het verkeerd vat vanmorgen. Goed, verder al die goedjes kan jy hier lees. Let asseblief op die baie mooi blaadjie wat hulle bygekry het, wat vir presies sê wat ons geleentheid van die 24ste behels, Sintuie en Sinfonie, en julle moet dit asseblief nie mis nie. Ons gaan regtig 'n groot poging aanwend, en ek weet net, as julle sien al die werk wat aan die agterkant al klaar gedoen word, dan wil julle dit ook nie mis nie. So asseblief, en nooi ander mense, ons gaan lekker saam kuier die aand, en daar word al baie hard geoefen en baie goed gedoen, en daar's 'n videoetjie wat ek môre gaan deel so ver as wat ek kan, om almal lus te maak, maar asseblief, kom, dit gaan 'n spoggerige aand wees die 24ste, en bring asseblief vriende, familie en almal saam. Dit gaan wonderlik mooi is. Ek probeer nog bedink hoe gaan dit die wynmakers se videoetjie wat ook daar is 'n bietjie versprei. Dit is wonderlik om te sien met wie ons te doen gaan hê. So ek gaan 'n plan sien om sy videoetjie ook te versprei en sodat 'n mens kan sien ook, want dan kry jy geleentheid om te sien wat se wonderlike produkte hulle ook het. En dit is regtig baie wonderlik. Goed, broers en susters, so let daarop asseblief en maak gereed en kom ons kuier lekker saam. Ons is nou so op die onze start van hierdie jaar. Ek moet eerlikwaar vir dit sê, na die week agter my met die algemene kerkvergadering, sukkel die brein nog om by te kom. So gee my so oomblik kans en herinner my 2 keer aan die ding asseblief. Want op hierdie stadium is die sif baie as 'n gate groter as wat die ou plek is. So, maar ons sal weer daarby uitkom. Algemene kerkvergadering het baie goed afgeloop, kan dan net vir julle sê, ek sal so kort verslag opstel en ek sal sorg dat dit bietjie uitgestuur word. Die voorsitter van die algemene kerkvergadering is Dominee Leon Geel van Potchefstroom, en dan vir die eerste keer in die kerk se geskiedenis is daar op die moderamen, dis nou die ouds wat heel bo sit, vrouwtjies, Dominee Beverly Manders is die skrywa en die visieskrywa is Dr. Sandri de Beer. So, en dan is daar ook 2 diakens verkies op die algemene kerkvergadering se amptelike en diakenslede. So, oor die algemeen was dit 'n baie goeie vergadering, en ek dink die besluit is geneem volgens wat die kerk gedrukte is vir die kerk. Maar ek sal vir julle so 'n kort opsomming gee van die goed wat daar gebeur het. Goed, dit lyk vir my is alles vir môre, broers en susters, die res is daar op dit begin. Ek sê, ons het al gevra, as jy net die kant op voel kry, ons het al gedink, wat baie van die doen, wat ek nie die afdeling. Ons het kan besig. Dit is 'n baie goeie idee, en ek sal sommer dadelik sê, aangesien ek 'n bus ry, stel ek my bus ook beskikbaar, sodat ons mense kan opneem en hiernatoe bring en dan weer veilig huis toe bring. Hulle moet maar vir Elise vra wat die hele week saam met my gery het, dit veilig is om saam met my te ry. Maar ek glo dan so. Goed, broers en susters, kom ons raak rustig, en dan net so oomblik stil gebed, en dan begin ons met ons toetrede.
Voor die Here bely ek my omstandigheid. En toe ek het bely, het U my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorhaal nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinnaarsliedere sing. Gemeente, genade en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voor die skriflesing en die prediking vanoggend, broers en susters, net eers oor skuld en genade praat, en dan dat ons na die woord geluister het, dan sal ons geloof bely. In die woorde van Dawid in Psalm 32. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredinge nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgedeur, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my omstandigheid en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Kom ons luister hoe Paulus vir ons juis skryf oor hoe ons genade ontvang. Ons tree dus as gesande van Christus op. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het.
Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan word. Kom ons sing dan vanoggend, broers en susters, van hierdie genade en van hierdie vryspraak in Volk 79, vers 1, 2, 4 en 5. Here ons God, terwyl ons vanoggend hier by mekaar is, daar ook mense is by die huis wat ingeskakel is, wil ons vir U sê dankie. Dankie dat U vir ons so goed sorg. Here, ons hoef net daar buite te kyk vanoggend om te besef dat U hand oop is en dat U genade groot is. En dat ons die lieflikste reën kan ontvang. En dat die veld kan herstel, en dat daar geplant kan word, sodat daar geoes kan word, dat daar water is vir lewe. Dankie Here dat ons, as ons net ons afhanklikheid van U bely, oral kan sien, hoe U versorg en vir ons gee wat ons nodig het. Here, vanoggend wil ons vra dat U dit binne in ons sal stil maak, sodat wanneer ons luister na U woord, dit vir ons 'n heilige oomblik sal wees. 'n Oomblik waarin ons kan erns maak met dit wat U sê. Maar Here, dat daardie oomblik sal uitstrek hierdie hele week deur, waar ons elke keer kan terugdink en kan nadink oor dit wat U vir ons sê en dit wat U graag wil hê ons moet doen. Here, hoe wonderlik dat ons altyd kan weet, U praat eerste. U gee eerste. U hou ons in die oog. U weet wat ons nodig het. En dan gee U dit vir ons, onverdiend.
Maar U vra van ons om te erken dat ons van U afhanklik is. Te erken dat ons so baie dinge verkeerd doen, dat ons nie altyd op die regte pad is, maar dat ons in genade leef, en in U genade gered word, en gelei word. En U vergeet nie van ons nie, los ons nie. U gaan haal, U roep terug, U vat ons saam met U. Baie dankie Here dat ons vanoggend al hierdie dinge kan besef, dat ons daaroor kan nadink, en dat dit een reaksie by ons uitloop, en dit is om diep dankbaar te wees. Om al hoe meer rede te vind, om jou hande te sien waar dit aan die werk is, en om dankbaar daarop te reageer. Geef vir ons 'n hart wat luister. Geef vir ons gedagtes wat draai om dit wat U wil, en nie wat ons wil. En lei ons Here om gehoorsaam die pad saam met U te loop. Ons vra hierdie dinge, Here, ons is diep bewus daarvan, dat ons nie verdien om te vra nie, maar dat U altyd gee, en dat U in oormaat gee, omdat U ons liefhet. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is 'n gedeelte in Joshua 5. Dis daar waar die Israeliete nog besig is om uit die woestyn uit te beweeg. Ek wil julle net herinner aan iets wat ek regtig tot onlangs nie besef het nie. Dalk moes ek dit al vroeër in my lewe besef het. Maar as ons gaan kyk na die stukkie wat Israel moes loop vanuit Egipte tot waar hulle in Kanaan kon aankom, is dit nie verskriklik ver nie. En vir hulle om 40 jaar in die woestyn te moes bly, het hulle waarskynlik 'n paar berge omgegaan vir 'n paar keer. Vir hulle om in daai stukkie woestyn te bly, tussen Egipte en waar Kanaan is, waar Palestina vandag eintlik is, daai stukkie is nie in afstand verskriklik groot nie. En dan besef 'n mens, die Here het hulle regtig daar in die woestyn gehou, om hulle te leer om aan hom gehoorsaam te wees. So kom ons lees nou die gedeeltetjie, waar hulle uiteindelik gehoor het, hulle kan nou die beloofde land ingaan. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jerigo-vlakte gevier, op die 14de van die maand in die aand. Die oggend na die Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend, toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie meer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan sy eie oes geëet. Joshua was naby Jerigo. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het na hom toe gegaan en hom gevra, "Is jy aan ons kant of aan ons vyand se?" "Nee," sê die man, "ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek." Joshua het diep gebuig en vir die man gesê, "Wat wil jy aan my dienaar sê?" Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Joshua, "Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek." Joshua het dit gedoen. Ons lees vanoggend so ver, broers en susters, gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Ek onthou een keer, my kinders was nog klein, nou weet julle wat 'n groot opgewondenheid is dit in 'n huis, as daar kinders is en daar is 'n seevakansie betrokke. En so is die wa gepak en ons het afgesit, see toe gery. Net om naby te kom aan die see en agter te kom dat die bankkaart het by die huis gebly. En nou skielik werk jou kop en oor tyd. Want nou moet jy, dit is 'n hele paar jaar terug, is definitief nie so maklik soos wat dit vandag is. As daardie bankkaart by die huis bly, dan het die fondse ook by die huis gebly. En wat 'n geskarrel dit was, om net
weer 'n keer toegang tot jou fondse te hê sodat jy kan vakansie hou. Nou, hierdie verhaal van Joshua en die Israeliete laat my 'n bietjie dink aan die gevoel wat ons gehad het. Die oomblik toe ons besef het, maar hier's nou 'n reuse struikelblok in ons plan. En dis presies wat hier gebeur het. Joshua en hierdie volk probeer jy self indink hoe dit gevoel het toe hulle uiteindelik hoor, hulle kan die beloofde land ingaan. Kanaan lê voor hulle kan ingaan. En hulle sien hierdie wonderlike land met alles wat hierdie land hulle bied. Hulle kom uit die woestyn uit waar daar niks was nie. En hulle het die voorreg om hierdie land in te gaan. En 'n volk te gaan word wat kan bly op 'n plek en wat 'n lewe kan maak. En dan is die eerste ding wat hulle raakloop, is hierdie groese mure. Kan jy nie jouself indink hoe hulle gevoel het? Toe hulle met al die opgewondenheid van hier gaan ons 'n land in, is die eerste groot ding wat hulle raak sien. Hierdie reusagtige mure van hierdie stad, wat tot die tande toegewapen is. En jy gaan hom nie inneem sommer net nie. Hulle is nie eers 'n volk wat wapens het om te beklei nie. Hulle is maar net hierdie groepie wat in die woestyn rondgetrek het met hulle tent en hulle diere. En nou kom hulle te staan voor hierdie eerste groot gevaar en struikelblok wat vir hulle lyk asof hulle gaan dit nie kan oorkom. Nou broers en susters, ons het menigmaal in ons lewens al sulke struikelblokke ervaar. En die goed daag altyd op as 'n mens regtig moeg is. As jy moeg beklei is, as jy moeg na liggaam en gees is, dan skielik word jy gekonfronteer met hierdie struikelblok wat lyk asof jy nooit by dit gaan verbykom nie. Asof jy nie gaan stop. En dan omdat jy moeg is, en omdat jou gees moeg is, het jy nie die kapasiteit eers om verder te dink as moet opgee en moeg wees en net oorgee. Ons het vanoggend begin deur te sê vir mekaar in Dawid se woorde. Die oortreding begaan, hy bely. En in hierdie proses het die Here hom herstel. Hoeveel keer het ons nie ook al by daai punt gekom, wat jy so moeg is vir jouself en jou eie broosheid en jou eie menslikheid en jou eie hardkoppigheid, dat jy net voel, waarmee is ek besig? En as jy hierdie selfondersoek doen, dan moet jy op baie seerpunte gaan druk. Want, skiet ek gaan net kyk. Dis moeilik om jouself in die oë te kyk. En dis moeilik om hierdie selfondersoek te doen. Maar hierdie gedeelte wil ons sê, dat sulke oomblikke, in die oomblik van Israel se lewe, in ons eie lewe, in ons kerk se lewe, in ons mensdom se bestaan, is dit die geleenthede wat God nog altyd gebruik het, om die beste met ons te laat gebeur. Om vir ons uitkoms te bring en met ons 'n nuwe verbintenis aan te gaan. En in steede daarvan om te fokus op dit wat my moeg maak, dit waarvoor ek staan wat vir my na 'n reuse struikelblok lyk. En al die swaar wat daarmee saamgaan. Kom ons kyk vanoggend, hoe kry die Here dit reg om hierdie nuwe moontlikhede te bring, om 'n nuwe verbintenis te bring en vir ons uitkoms te gee. Israel na daai baie vermoeiende pelgrimstog in die woestyn, na die slawerny in Egipte. So die geskiedenis vir baie jare, vir 100 jaar en meer, is nie 'n positiewe geskiedenis vir Israel. Hulle vlug uit die slawerny en vir 'n oomblik is hulle dankbaar en bly
Net om in hulle ou patrone te verval, en dan moet hulle vir 40 jaar in die woestyn bly. 40 jaar sê vir jou, dis 'n geslag of 2, wat moes verbygaan, voordat hulle gereed was, om Kanaan in te gaan. Nou is hulle bly, hulle is opgewonde. Want vir die eerste keer, gaan hulle Kanaan binne. En een van die goed wat onmiddellik met hulle gebeur, is dat hulle al klaar van dit wat hierdie land bied, kan gebruik. Skielik is hulle nie meer afhanklik van die manna en die kwartels in die woestyn nie. Hulle kan van hierdie land en sy opbrengs geniet. En hulle kan skielik hulle koppe optel en begin droom oor wat die toekoms vir hulle inhou. Hoë verwagtinge, opgewondenheid wat in hierdie kamp geheers het. En dan daardie verskriklike teleurstelling. As die eerste ding waarin jy volgende vaskyk is, die mure van die vestingstad Jerigo. En hulle het nie die middele nie. Hulle het nie eers die planne om hierdie vestingstad in te neem. En hulle moes na mekaar toe gedraai en gesê, wat nou? Het ons nou al hierdie goed verniet gedoen? Wat gaan ons nou doen? En daar waar hulle laar getrek het in die Jerigo vlakte, by Gilgal, kan ek mens dink dat Gilgal was 'n verskriklike mooi woord, nie? Want party van hulle het gegal en ander het gal gebruik oor die probleem waarin hulle gesit het. Al hierdie lyding en al hierdie swaar kry wat verniet was, dan kyk waar hulle nou. Hoor net een ding, broers en susters. Dis die ding wat ons baie keer ook doen. In hierdie hele situasie, en alles wat hulle in ag neem, het hulle een ding in ag neem. Die ding wat ons baie keer ook miskyk. Kan julle dink wat dit is? Dis die teenwoordigheid van die Here in hulle midde. En alles wat hulle in ag neem, en al die struikelblok wat hulle hier sien, is daar een ding wat hulle aanhoudend vergeet. En dit is die faktor dat God by hulle teenwoordig is. En dat hierdie God se plan is. En dis hy wat hulle in die land inlei. Dink ons nou regtig dat die Here dit gaan doen aan ons, om ons op hierdie pad te vat in ons lewe, tot by 'n punt waar jy die nuwe moontlikhede al kan raak sien, net om dit weer by jou weg te vat. En 40 jaar in die woestyn het hierdie mense nog nie hierdie som volledig klaargemaak. En dis dalk iets wat ons moet aanleer in ons lewe, broers en susters. Die som totaal van jou omstandighede is nie die totaliteit van alles. Daar kort iets by, daar kort 'n X-faktor by. Die ene wat ons baie keer uitlaat, as ons vaskyk en as ons vasgeloop het. En dit is dat God in hierdie situasie teenwoordig is. Die God wat sê, ek het jou lief, ek vergewe jou, ek gee vir jou nuwe moontlikhede, is nie die God wat jou gaan hierdie moontlikhede al laat raak sien, en dan sy hande wegvat, en jou los om self te struikel en swaar te kry. So hulle trek by Gilgal laar op moedverloors vlakte. En al hulle beware, al hulle opgewondenheid het verdwyn. Want hulle sien net 'n struikelblok raak. En dis nie moeilik om onsself in hulle skoene te sit en te besef dat ons maar baie dieselfde het. Hoeveel keer is dit nie altyd dat jy op 'n nuwe pad begin, en dan gebeur een ding met jou, wat jou weer in die grond het, wat jou moedeloos het met al jou planne steel. Ons het almal al moet verloor se vlakte, Gilgal beleef. Maar broers en susters, dis op hierdie, dis sulke oomblikke, daardie laagtepunte, waar die wonderlikste goed deurbreek, en waarom mens die grootste ontdekkings in jou lewe maak.
Want dit is op hierdie vlakte waar jy regtig die som maak, dat ek en al my vaardighede, en al my gawes, en alles wat ek kan doen, vasloop teen iets. En dan besef ek hoe nodig het jy. Dan begin ons besef wat genade beteken. En baie keer is dit juis nodig dat ons op Gilgal beland, sodat die Here ons kan leer hoe lyk sy genade, sodat sy nuwe moontlikheid kan deurbreek, en ons die wonderwerk daarvan kan beleef en ervaar en kan gaan uitleef. Hierdie is vir Israel 'n beslissende oomblik. Jou Gilgal, hoe dit ook al lyk, is altyd 'n beslissende oomblik. 'n Oomblik van ek het my vasgeloop, maar die Here laat die lig deurbreek. Die Here maak die pad oop. Die Here wys vir my die rigting aan. En dis daai oomblik in jou lewe wat jy nooit mag vergeet. Wat jou lewe en jou geloof en jou lewenspad definieer. Daai oomblikke wat ons regtig leer wat dit beteken as die Here vir ons sê, as Christus vir ons gesê het, uit onsself is ons tot niks in staat. Maar deur die krag van die Here en deur sy genade leef ons. En dis die verhaal wat Joshua 5 vertel. En daar's van hierdie goed wat ons nou nie gelees het nie, maar wat ek net soveel wil onderstreep wat in hierdie hoofstuk aangaan. Ek gaan lees gerus die hele hoofstuk. Hier gebeur in die eerste plek 'n nuwe verbondsverbintenis. Die Here sê vir Joshua dat die besnydenis weer vir al die mans in die jaar bedien moet word. En dit is God se manier in die Ou Testament om vir hulle te sê, ek verbind my opnuut aan julle. Ek begin met julle oor. Ek begin met julle lied. En onthou, dis maar 'n klipmes, dit was nie 'n vreeslike skerp ding waarmee hulle gewerk het. Maar daardie mes is 'n simbool van die verlede wat weggesny, wat agtergelaat word. En dat daar hier nou vorentoe gekyk word en nie meer agtertoe. Die skande van die verlede word hier weggesny, word agtergelaat, sodat hulle opnuut vorentoe kan kyk. Slawerny en 'n woestyntog is alles agter hulle. En die Here sê vir hulle, ek het julle nie hiernatoe gebring om julle te los nie. Ek het julle hiernatoe gebring om met julle nuut te begin. Nou kom ons stap gou vir 'n oomblik net so 'n paar eeue aan, tot daar waar Jesus gebore is. En die Here weer 'n keer gesê het, ek sny die verlede af. Ek begin met julle 'n nuwe verbond, het die Here gesê. En daardie verbond het hy gaan bevestig toe hy aan die kruis hang. Daardie verbond sê, ons is deel van hom, ons is deel van sy koninkryk, ons is nuut gemaak. En hierdie keer word dit met water aan ons bevestig as ons afgewas word, ons skoon aan die ander kant uitkom, deur die bloed van Jesus Christus. En daar sê die Here die laaste keer, finaal vir die mensdom, ek begin nuut met julle. Ek maak julle myne. Ek stap saam met julle op die pad. En vir ons, broers en susters, is die mees beslissende oomblik in ons lewens. Daardie sleutel oomblik in die geskiedenis van die wêreld, Jesus Christus. Wat mens geword het, wat geleef het, wat bedien het, wat gesterf het in ons naam. En wat uiteindelik opgestaan het tot ons redding. En daardie oorwinnaarsliedere wat Dawid van praat, sing ons met oorgawe in die naam van Jesus Christus.
So as jy wil glo dat daar beslissende oomblikke is, dan gaan jy net terug na die kruis van die Here. Daardie oomblik het God gesê, ek is klaar met dit wat agter ons is. Ek begin nuut met julle. En dit is waarvan die klipmes in hierdie gedeelte die grootste simbool is. Die Here het radikaal kom verander. Die Here kom gee vir hulle hoop, maar hy kom gee vir ons 'n ewige hoop. As ons besef wat die kruis van Jesus Christus beteken. Toe God op Golgotha gesny het, het hy tot die dood toe gesny. Om regtig af te sny wat agter ons is. Sodat ons nuut met hom kan begin. Die tweede ding wat hier belangrik is dat hulle opdrag kry om weer Pasga te vier. En hulle doen dit, hulle vier die Pasga om te herinner dat hulle uit slawerny bevry is. Dat hulle deur die woestyn gekom het. En saam met hierdie kom daar ook 'n keer die voorreg om skielik ordentlike kos te eet. Wat die land aan hulle voorsien, nie meer manna nie. Manna herinner aan die woestyn. Manna herinner aan die swaar kry van die woestyn. Nou het hulle die geleentheid om die opbrengs van die land te geniet. Om te kan vooruitkyk en te kan sien wat is dit wat die Here vir hulle aangee. En in hierdie simboliese saamwees en saam eet en dink aan God se redding, word daar ook vir hulle gesê, vertrou die Here. Vertrou hom en sy plan. En moenie dink julle hoef julle eie planne te maak. En broers en susters, dis deel van as die Here die verlede afsny en hy vir jou nuwe moontlikhede gee. Dan mag ons een ding glad nie doen. Ons mag nie terugkarm na die verlede nie. Dan jy nie verstaan hoeveel keer hierdie spul gesê het, as ons maar net in Egipte gebly, daar het ons dan kos gehad. En heeltemal vergeet het wat die Here besig is om vir hulle te doen en waarheen hy besig is om hulle te vat. En as die Here ons op herstelpad vat, as hy vir jou kom optel daar by jou Golgotha, en hy begin met jou op 'n nuwe manier en hy gee vir jou nuwe moontlikhede, moenie die fout maak om te wil terugdraai en sê maar ek wil teruggaan. Dit was vir my kant. Moenie altyd omdraai en terugkyk en sê, maar miskien was iets daar beter as wat dit nou is. Want dit is nie. Dit wat die Here vir ons gee, is wat ons nodig het. Dit wat hy na ons kan toe bring, wat hy op die pad neersit, is wat vir jou nuwe moontlikhede bring. Nuwe hoop gee. Wat jou optel en wat jou herstel en wat jou wegvat van daardie vlakte van Golgotha waar jy vasgevang is. 'n derde beslissende oomblik is die wat ons vanoggend gelees het in die tweede gedeelte. Waar Joshua hierdie man ontmoet en hy kan sien hy's 'n kryger. En hy vra vir hom, kom as jy hier? Kom jy nou om vir my te sê dat ons nie 'n kans het? Of kom jy om te sê jy's aan ons kant? En dan hoor die antwoord. Hy sê nie vir Joshua, ek is aan jou kant nie. Hy sê vir Joshua, ek is die antwoorder van God se lewe. Met ander woorde, ek is hier om te doen wat God my gestuur het. En dit is om julle in hierdie nuwe moontlikhede in te lei. En om julle daaraan te herinner dat dit God is wat hierdie geveg ontlei. En hierdie plan uitwerk. En vir julle hierdie nuwe moontlikhede gee. En dit is maar so mooi, broers en susters. Dat hy nie vir Joshua sê, nee Joshua, ek is hier vir jou, en ek gaan vir julle wat kry. Hy sê nee, julle moet julle fokus verander, want ek is hier om God se werk te doen, wat hy my gestuur het om te doen. En julle moet nou die keuse maak om saam met my te gaan. So ek kies nie om by julle te kom staan nie, julle moet kies om by my te kom staan. En oor ons lewe, broers en susters, is dit presies die besluit wat ons moet neem. Ons kan nie vir die Here vra, Here kom staan jy aan my kant.
Ag Here, wees tog net aan my kant en nie geveg nie. Nee, die Here sê vir ons, ek is hier en jy moet by my kom staan. Jy moet jou gedagtes en jou ingesteldheid en hoekom jy hier is verander en verstaan dat jy by my moet kom staan. Dat dit my plan is en my genade en my redding. En dat ek vir jou die toekoms oopstaan. En daarom dat ek hom sê, trek jou skoene uit. Want jy is op heilige grond. En broers en susters, miskien is dit die ding wat ons vandag die ernstigste doen. Waar is die heilige grond in ons lewens? Daar waar God teenwoordig is. En waar is God teenwoordig? Deur sy Gees is hy hier en nou en elke dag in elkeen van ons lewens. So eintlik moet ons almal ons skoene uittrek die hele tyd en sê ons staan op heilige grond, want dit is waar ons is. Ons is in God se teenwoordigheid. En dit is die een perspektief in jou lewe wat jy nooit mag verloor. Dat jy jou lewe lei in die teenwoordigheid van God, omdat hy kies om daar te wees. En omdat hy jou uitnooi en sê, kom staan hier by my, kom leef in my genade en in my redding. Here bly vir ons sê, ek is in beheer. Ek weet waarin ek gaan. Ek weet wat ek wil doen vir jou lewe. Ek weet wat ek jou gaan doen. En jou gaan uitdaging. Vertrouw my nie.